Nou ja, soos ek het vir julle gesê het, ken jy my? Dis die tema van my boodskap. Soms beweeg ons deur die lewe en ons voel, dit word net te swaar. Niemand ken my nie, niemand ken my emosies nie, niemand ken my hart nie. Mense misverstaan my en ek weet nie meer wat ek kan doen nie, ek weet nie wat om te doen nie. En dan soms voel jy, ek is net daar om gebruik te word. Almal onthou my naam wanneer hulle my wil gebruik. Dan kry ons daai dae wat ons net voel, onthou God nog van my? Het die Here my ook vergeet? En dis nie 'n verkeerde vraag om te vra nie. Koning Dawid het dit gevra. Job het dit gevra. Ons gaan deur daai dae. Is jy die ene wat oorgesien word by die werk? Jy is altyd laaste in die ry. Niemand sien jou waarde raak nie. En die ergste van alles is dat jy weet ook nie eens wat jy toevoeg nie. Hulle weet nie eens wat jy bydra vir die company, want jy praat nie daaroor nie. Maar die ou wat regtig lank tyd vat, so 2,5 ure, hy kry promosie en yes, hy is net werker van die jaar. Die lewe is onregverdig. Dis nie 'n regverdige plek nie. Want die Here sê, ons moet net onthou wat ons alles is en wat ons dit. Daar's net een naam wat jy moet ken, and that's Jesus. Moenie worry oor ander name nie. Moenie worry wie jy ken nie. Ek kan my Paparella Piet lag as iemand vir my sê, ek ken vir die en ek ken vir daai. Wel, ek ken vir Jesus. That's the only one you want to remember. Psalm 46 vers 9 sê, hy ken elke traan wat jy stort. Maas het die gawe om te huil waar niemand by is nie. En 5 minute later kan die kind instap en sê, is alles reg? Ja, nee, alles is op 100%. Want jy wil sterk wees vir jou gesin. Paas huil op 'n ander manier, hulle huil binne toe. Maar kyk wat sê die Here, elke traan van jou wat jy stort. Sê God word opgeval in 'n kruik. Kom ons kyk. U het my omswervinge getel. Hou my trane in u kruik. Is hulle nie in u boek nie? Trane is 'n gebed. Daai trane word letterlik in 'n boek voor God se oë uitgestort en daai trane word letters. God sien elke ding waardeur jy gaan. Hy sien dit, hy weet, want hy ken jou naam. Hy ken jou naam. Hy weet nie van jou naam nie, hy ken jou naam. Mense in die kerk, ons weet van mekaar, maar jy ken nie iemand in daai diepte nie, want jy weet nie wat se pudding like hulle nie. Jy weet nie wat se beskuit like hulle nie. Jy weet nie wat se kos like hulle nie. Jy weet van hulle, jy ken. Ken is om iemand se binneste te ken, nie net buitekant nie. Die Bybel praat oor verskriklik baie mense wat nie eens name in die Bybel het nie, wat se name nie eers genoem is nie, maar wat geweldige goed vir God bereik het. Kom ons kyk na 'n paar. Die klein dogtertjie in Naaman se huis, 2 Konings 5 vers 1. En Naaman, die leerowerstel van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy Heer en hoog in aansien, want deur hom het die Here aan die Arameërs oorwinning gegee. En die man was 'n dapper held, maar hy het belaads gehad. En die Arameërs het in bendes uitgetrek en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevange weggevoer, wat in diens van Naaman se vrou was. 'n ou klein dogtertjie. Sy gaan werk in Naaman se vrou se huis, en die dogtertjie sê vir hom, daar's 'n profeet. As my Heer maar net by die profeet kan uitkom, sal hy nie meer belaads het nie. 'n klein dogtertjie wat hierdie geloof toepas. Sy is net 'n dogtertjie, weggevat van haar ouers af. En sy sê, lang storie, hy luister toe, hy gaan na Elisa toe. Elisa kom nie uit nie, die profeet kom nie uit nie. Hy stuur so 'n boodskap, hy sê hy moet hom gaan was 7 maal in Jordaan. Wat sê Naaman? Hoogmoed? Wat sê? Het ons die beter riviere nie? Wie van julle was al by die Jordaan?
Johan, ons was daar gewees. Dit lyk nie soos 'n rivier nie. Dit lyk soos by ons 'n spruit. Hy lyk onindrukwekkend, daar lyk niks. Hy het sulke sagte liggroen water. Lyk glad nie na 'n rivier nie. So hierdie koning dink, nee, ek het beter as dit gesien. Maar hy luister. Kyk wat gebeur. Vers 14. Daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God. En sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun en hy het rein geword. Naaman het gesê, so nie, laat dan tog, hy bied nou 'n beloning aan vir die profeet sê nee. Hy sê, so nie, laat tog aan die dienaar 'n vrag grond gegee word, soveel as 'n paar myle kan dra, want, luister die gevolge van 'n klein dogtertjie, sonder 'n naam in die Bybel, kyk wat gebeur. Die dienaar sal nie meer brandoffers of slagoffers aan ander gode bring nie, as net aan die Here. Hierdie klein dogtertjie, sy geloof, red 'n leerowerste. Weet jy hoeveel van die soldate gaan tot bekering kom, want hierdie man is hulle owerste. Sy huisgesin, een klein dogtertjie, sonder 'n naam. Kom ons kyk. Die 4 vriende van die verlamde man, Markus 2:1-11. Julle onthou die vriende het hom gebring, hulle kon nie inkom nie, en toe laat sak hulle hom deur die dak. Hulle dra hom en laat sak hom deur die dak. Hoor wat sê Jesus? Hulle breek die dak op en laat sak die bed. Ek sê vir jou, sê Jesus, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En dadelik staan hy op, neem sy bed op en gaan voor die oë van almal uit, sodat almal verbaas was en God verheerlik en sê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Dis eintlik 5 van hulle, want die verlamde man se naam word ook nie genoem nie. Maak nie saak watter omstandighede besig is om jou te probeer verlam nie. Omdat die woord van God sê ons is die liggaam van Christus, het ons mekaar nodig. Jy het iemand anders as 'n gebed nodig. Die tye wat jy nie kan loop nie, is daar iemand wat jou sal dra in gebed. As die voet net nou vir die rigting sê ek is nie lus vir jou nie, loop jy nie weer. Die liggaam werk saam om God se doel te bereik. Is eintlik 5 manne, dis die 4 vriende en die verlamde man. Nie een se naam is genoem nie. Dink julle God het sy naam geken? Ja. Soms sal God die nobodies vat en maak hulle somebodies. Hy het dit nog altyd gedoen. En hy vat die somebodies en hy maak hulle nobodies. Want hoogmoed kom net voor die val. Die vrou met die bloedvloei, haar naam is nooit genoem. Nooit ooit nie. Ek weet dat sy kon baie praat. Want die Bybel sê, ja, Iris is so haastig om vir die Here te sê, my kind sterf, en sy is net besig om haar hele storie te vertel. En Jesus het geweet, want hy het ons mos baie woorde gemaak, dat hy solank hy kind gesond maak, die tyd wat hy daar kom, is die kind genees. Haar naam is nie genoem nie. En 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, en wat haar die hele geld vermoë aan geneeshede uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie, het van agter gekom en saam met sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jy sien, geloof is 'n klein woordjie met verskriklik baie effort. Ons almal met geloof, Romeine 3, almal met 'n mate geloof, maar om in werklike geloof in God te staan, vat baie. Sy kon doodgemaak geword het, want die wet het bepaal sy mag nie uit die huis uitkom nie, soos onderry. Deur haar geloof is sy gered. Hoor wat sê Jesus? Lukas 8 vers 48. En hy het vir haar gesê, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered. Vir hoeveel jaar lank was sy nie genees nie. Al haar geld uitgegee aan geneeshede. Dan kyk ons met die slavin met die waarsêende gees. Haar naam is nie genoem nie. En die Bybel sê duidelik vir ons, hoe kan hulle fortune vertel, watter gees werk? A spirit of divination, verdeeldheid.
Jy moet 'n gees van verdeeldheid hê om te kan fortune vertel, want die verdeeldheid kom daarin dat die demoon vir jou 'n stukkie vertel, maar hy kan nie vir jou alles vertel nie, want hy weet nie alles nie, hy is nie alles weet nie, net die Heilige Gees is. So hulle vertel, as jy 'n gees van waarsê uitdryf, gebruik jy hierdie woorde, want jy spreek die ding op sy naam op. Dis geen wonder die helft of die gemors gaan nie uit nie, want as my naam nie so sal is nie, kan jy my maar roep. Ek gaan nergens nie waar nie? Jy moet hom op sy naam aanspreek. You spirit of divination, I rebuke you in Jesus' name. Come out of this woman. Jy moet die regte naam aanspreek. En terwyl ons op pad was, Hebreërs 16 tot 18, na die bidplek, kom 'n slaaf met 'n waarsêende gees ons teë. Wat vir eienaars deur waarsê hy groot wins ingebring het. En sy Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God. Is dit waar wat sy daar gesê het? Ja, hulle is dienaars van God. Die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Is dit die waarheid? Ja. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor, want Paulus het geweet, hierdie is 'n waarsêer, is nie 'n kind van die Here nie. Het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, nie vir die vrou nie. Jy praat nie met die vrou of die man, jy praat met die ding in hulle, né? Vir die gees gesê, ek beveel in die naam van Jesus Christus om uit daar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. Onthou, Jesus haal die sonde, nie die persoon. Ag, daar is soveel nog duisende ander, wat die Here so gebruik het, naamloos, hy noem nie hulle naam nie. Want dit gaan nie oor jou naam nie, dit gaan oor jou purpose. Hoekom is jy hier? Hoekom is jy gebore? Was nie God het eendag gesê, ek is verveeld nie, kom ons maak maar vir bietjie nie. Hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. You are born for a time like this. Ek sou graag in die ou tyd wil lewe. Jy sal nie wou nie. Jy kan nie chapter 60 nie. Jy het self die vleis bewerk. Jy het self geknie. En vandag is dit self in generation, ek weet nie wat sou hulle gedoen het nie. Solank hy jou naam ken, is dit al wat tel. Julle, wanneer jy in gebed gaan, wanneer jy bid oor iets, wanneer jy God se aangesig soek vir iets, wanneer jy benoud is, Psalm 50 vers 15, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uitred en jy met my eer. Net waar jy is, sak op jou knieë. As jy in die kar is, gaan park iewers, sak jou kop en sê, Here, ek is benoud. U woord sê, U sal my red. U woord sê so. Dis hoe die Here Jesus met Satan gepraat het. Daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. So as jy nie jou woord oopmaak en lees nie, hoe gaan jy weet wat staan hier? Daar kan 'n man en 'n vrou voor jou staan en vir die grootste klomp sterk vertel. Hoe gaan jy weet dis die waarheid? As jy nie jou woord ken nie. Hy sê, hy ken jou persoonlik. Daar's 'n groot verskil. Jy het iets op jou hemp, wat ek vir die kerk van die oggend tot die aand sê. Dis nie oor godsdiens nie, dis oor verhouding. Allah is ook 'n godsdiens. Mohammed is ook 'n godsdiens. Dis oor verhouding met Jesus Christus. Hy stel nie belang of jy Psalm 23 agterste voor kan opset nie. Hy stel belang of jy verhouding met hom het, wat vir jou sê wat hy doen. Jou relationship, hoe kan 'n mens aangaan? Families kan vir mekaar sê, omdat ons 'n verhouding het. Hoorie so, jy moet kyk dat jy nie so praat nie. Hulle gaan dit goed opvat, want jy het 'n verhouding. Maar as jy vir 'n verkeerde persoon sê, of vir 'n vreemde persoon, wat gaan hy vir jou sê? Jy het niks vir my besigheid uit te haai nie. Hou jy jou, dan gaan hy. Want jy het nie verhouding nie. Verhouding vir Jesus Christus is die een wat jou naam laat ken. Toe jy gebore is, toe ken hy jou naam. Kom ons kyk. Maar nou, so sê die Here, Jesaja 43 vers 1. Jou skepper, o Jakob, jou vormeder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos.
Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Hoeveel mense weet jy van? Want mense nie eers weet wanneer is hulle gebore nie. Hulle het nie ID nie. Hulle het nie geboortesertifikaat nie. Hulle is naamloos. Nie wat God dan betref nie. Jy is nooit naamloos nie. En omdat hy jou naam ken, is jy by hom veilig. Hy het jou lief altyd. Maak nie saak wat jy in jou verlede gedoen het, wat nie. God sê, ek het jou lief met 'n ewige liefde. Is dit God se wil dat almal gered word? Ja. Word almal gered? Nee. Want dit is 'n keuse wat jy moet maak. Dan weer gaan ek vir julle bewys uit die Bybel uit dat God jou naam ken voordat jy weet hy ken jou naam. Kom ons kyk na Saggeus. Klein mannetjie. Hy hoor Jesus kom. En hy besef hy moet sy lewe verander, né? Julle moet julle mooi gedra. Ek weet almal is nie lief vir income tax nie, maar julle moet. Want die Bybel sê, hy was 'n tax collector. En hy was baie ongewild by die mense. Hoekom? Want hy het gevat wat hom nie toekom. Hy het meer gevat as wat gevra het om te vat. En hy het geweet die mense haat hom. Toe hoor hy dat Jesus spandeer tyd met sondaars. Nie soos die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes nie, wat die dominees en pastore van daai tyd was. Hulle het net 'n klomp wette gehad. Maar hy hoor hierdie man Jesus beweeg tussen die sondaars, hy eet saam met hulle, hy gaan kuier by hulle, wat ontoelaatbaar is, en hy hardloop vooruit. En hy gaan klim in die Terpentuin boom. Want hy wil hom sien, hy's baie kort, die skare verdring hom. Hy sit daar en hy wag, totdat hierdie Jesus verby gaan kom, dat hy met sy eie oë kan sien, het Jesus genade, soos wat die mense vertel. Want hy hoor van al die wonderwerke, hy hoor hy kan vrykom. Hy hoor Jesus verander lewens. En toe hy Jesus sien, besef hy eers, Jesus is die skerpste spotlight wat jy ooit in jou lewe sal kry. Want hy sal vir jou binnekant wys, wat's verkeerd en wat hy wil verander het. By almal van ons. Want eens wat sê hy die sonde nie, lieg vir homself, sê die Bybel. Want ons almal doen sonde. Of jy vererg vir iemand, heel waarskynlik vir 'n taxi, maar jy gaan nie vir iets vererg. Jy sê goed wat jy nie moet sê nie. Jy word kwaad vir jou kinders. Daar's soveel dinge wat ons laat val, kort. Daarom sê my genade is elke oggend opnuut. Dankie God vir God se genade elke oggend, want jy moet deur die dag gaan. Jesus ken jou naam. Is jy nie al moeg vir jou omstandighede nie? Is jy nie al moeg om te beklei nie? Beklei teen Satan. Jesus het ons nie gebou om elke dag Satan te beklei nie. Salomo het geen oorlog in sy tyd gehad. Nee, hy hoef nie. Want die Here het dit so vir hom gekies. Ons is voortdurend in 'n oorlog, maar jy hoef nie elke dag spiritual warfare tot jou tong uit te haal nie. Dis glad nie waarvoor God jou gemaak het nie. Kom ons kyk wat sê. Lukas 19 vers 5 en 6. En toe Jesus by die plek kom, en kyk hy op en sien hom en sê vir hom. Nou dink jy Jesus het die hele tyd in die bome geloop en kyk? Nee, want hy het geweet Saggeus sit daar. Hy is die alwetende God. En hy het geweet hoekom Saggeus daar sit. Hy het geweet dat Saggeus se hart is nou reg om te verander. En hy sê vir hom, Saggeus, maak gou, klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Nou moet julle weet, né, dis 'n big no. Jesus is heilig, hy mag nie in Saggeus se huis gaan volgens die dominees, pastore, wat ook eweral nie, skrifgeleerdes, Fariseërs en Sadduseërs nie. Hy maak toe gou en klim af en het Jesus met blydskap ontvang. Hy het geweet, my redder is naby. My Redeemer lives. My redder gaan saam met my in my huis sit. Nou ons ken die storie verder.
dat hy vir Jesus gesê het, van almal wat hy gevat het, sal hy vir hulle teruggee. Alles wat hy by hulle gevat het. Sy hart was opreg en geweet, dat een onregverdige penny verteer duisende, sê die woord. Ek sal nooit vergeet, ons het nog nie die Here gedien nie, ek het, my man het nog nie. En op Paradise Circle was ek weet nie of dit 'n Portugese vir Indië was, ek kan nie onthou. En hy klim uit met 'n R50 en met 'n kou koop en nog iets anders. Hy kom terug met die R50. Hy sê, eers mevrou, ons het geskoor. Sê nee, ons het nie geskoor nie. Jy gaan terug. Moenie vir jou stupid dan hy stil by baie, jy gaan terug, jy gee hy mans geld terug. En jy kom met die regte change. Of ek ry en los jou nie. Hy het dit maar gaan doen. Jy skoor nie, skoor is steel. Dis wat skoor is. Julle, ons kan nie net goeders toelaat nie en sê nie. Maar nou ja, die arme man is ook weer 'n paar goed met my ekspedisies, maar nou ja. Maak daai besluit. Dit maak nie saak wat mense van jou sê nie. Jy gaan nooit mense please. Nooit nie. Een like jou en 5 like jou nie en die ander het sommer vir jou besluit wie jy is. Dat jy eintlik skoon surprise is. Moenie worry wat mense van jou sê nie. Dit maak verskriklik baie saak wat God van jou sê. Jy hoef jouself nie goed te praat by mense nie. Laat die Here jou CD skryf. Het julle al gesien hoe lieg mense op CD's? Jesus, hy kwalifikasies nog voor hy gebore is. Vir besigheidsmanne sê ek altyd, as voor jy iemand aanstel, dan gaan jy op sy Facebook. Daar kan jy die regte sien. Gaan op sy Facebook. Dan gaan jy daar sien wat hy regtig is en wat hy regtig aanval. Die belangrikste plek waar jou naam moet staan. Lukas 10 vers 20. Maar julle moet nie bly nie. Kom die disippels terug en sê, "Wow, Here, ons dryf die duiwels uit. Mense word gesond." Wat sê Jesus vir hulle? Moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskryf is. Wat baat dit jou om die hele wêreld te wen en jou siel te verloor? Dis die enigste plek waar jy wil hê jou naam moet definitief wees, en dis in die boek van die lewe. En ek gaan jou wys, die naam wat jou ma en pa vir jou gegee het, bly hier saam met jou, gaan jou wys. So waaroor is jy so gesteld op jou naam? Ek ken vir Oprah. Wie wil vir Oprah ken? Nie ek nie. Hier is die bewys van die belofte van God vir ons wat oorwin. Openbaring 3 vers 5. Wie oorwin, sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely, erken, voor my Vader en voor sy engele. Daarom sê die Here, hy wat hom vir my skam, ek sal my vir hom skam voor my Vader. Hoekom luister ons na alles wat die wêreld ons wil vertel? Ons wil nie met die Bybel praat nie, daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. Dis nie wat my Bybel sê. My Bybel sê, verkondig die woord tydig en ontydig. Dink jy dat ou wat die velgrappe vertel, hou dit net vir hier? Nee, hy blaker dit dan almal uit. Ek laaf dit as hulle dit doen, want ek gaan dan net daarna vir my ander grap vertel. Want hy gaan weet, sy grap werk. Niemand staan voor my, Jesus Christ, that ain't gonna happen. Daar is my pa. Kom ons kyk. Het ek vir julle gesê, jou naam is net hier vir op die aarde? Is dit in die Bybel? Want as my opinie, jou opinie en dan die waarheid. Kom ons kyk. Openbaring 2 vers 17. Kyk wat sê die Here. Wie oor het, laat hom hoor, hy begin daar. Wie oor het, laat hom hoor. Met ander woorde, luister wat ek vir julle wil sê. Wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborgde manna,
en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Jy kry 'n nuwe naam in die hemel, soos wat jy 'n nuwe liggaam kry. 'n Verheerlikte liggaam, en moenie worry nie, almal sal jou herken. Die Bybel sê dat jy jou eie gestalte nog sal hê, jy kry net 'n verheerlikte liggaam om hemel toe te gaan. My ma was in 1985 oorlede, na 'n heupoperasie in die Jeugiestrydom Hospitaal. En voordat ons in die kar klim en ry, toe sê sy meisie, die Here het gisteraan vir my 'n wit klip in my hand gesit. En op dit was 'n naam geskryf, want ek weet my naam is in die hemel. En ek was om te besef, sy gaan nie terugkom nie. Fisies op aarde het ek dit gehoor, en ek het dit jare later eers in die Bybel gelees. Jou naam is net hier. Weet julle hoekom? Dat jy net 'n AI kan kry. Jou identiteit in die hemel lê in die boek van die lewe opgeskryf. Daar tel dit, hier tel dit nie. Hier is net dat ons is net hier deur, ons reisigers. Ons gaan deur na waar ons eindbestemming is. Hierdie is nie ons uitbestemming. Hier is die plek waar jy deurreis om by jou uitbestemming te kan kom. Wat jy kan sê, want ek gesê, wie is waardig om die boek oop te maak? Dis die boek waar ons geskryf is. Weet julle dat die engele elke dag aan die Here gaan rapporteer wat ons vir die dag gedoen het. Gesê het, gedoen het, opgetree het, alles rapporteer hulle aan God. Ek bid 5 jaar. 5 jaar. Weet julle hoeveel dae is 5 jaar? Oor 'n situasie in my lewe. 5 jaar. Wat ek God vra om vir my 'n verhouding te herstel. Want ek tot en met hierdie oomblik nie weet hoekom dit gebeur, wat gebeur het nie. Ek het nie 'n koekenklou nie. Ek het niks gedoen nie, ek verstaan nie. En gister, toe herstel God dit. Gister, 5 jaar. Is 'n lang tyd. Is 'n seer tyd gewees. Dit was vir my soos om teater toe te gaan en dan het my been afgesit en ek weet nie hoekom nie. Gister het God dit gedoen. Want hy ken jou naam. Hy ken elke traan wat jy stort. Hy ken elke onsekerheid wat jy het. Hy ken elke vrees wat jy het. Hy ken jou naam. Maar jou naam kan nie in daai boek kom nie. Jou naam kan nie in daai boek kom as jy nie vergewe en vryspreek nie. God sê so. As jy nie vergewe nie, sal ek jou nie vergewe nie. Jy moet 'n besluit neem. Moenie vir my sê, maar pastoor, jy weet wat hulle aan my gedoen het nie. Jy's reg, ek weet nie. Maar wat ek weet is, jy sal die hemel nie haal as jy nie vergewe nie. Dis wil, né? Dis nie altyd maklik nie. Party van ons is dit 'n verskriklike goed. Maar jy kan nie menslik dink, jy moet 'n besluit neem. Jy moet 'n besluit neem. Met my wil, nie met my emosies nie. Kies ek om te vergewe en vry te spreek. En ek staan nie vir julle mooi woorde gorrel nie. Toe my man doodgeskiet is deur 3 van 18 jaar oud. Net om te bewys hulle kan aan die gang behoort. Ek moes dit doen. My kinders moes dit doen. Satan het nie by hom gesteel nie, hy is in die hemel. Hy verjaar vandag in die hemel. Maar hy wil altyd eerste wees. Ek moes vergewe en vryspreek.
En ek het vir die Here gesê, hierdie sal nie onnodige dood wees nie. Ek eis hulle al 3 se siele vir die koninkryk van God. Hulle het die verkeerde ingeskiet. Hulle sal nie al toe gaan. Dit beteken as jy vergewe, hulle moet op jou skoot sit nie. Jy moet net doen wat God vir jou sê, of jy dit verstaan of nie verstaan nie. Wie van julle klim in sy kar en kyk eers, waar gaan die petrol deur en hierdie klantjie kabel aan? Dis nie wat jy doen nie, klim in en sit. Maak 'n besluit, ek gaan nou ry. Dis wat ons doen. Jou naam kan nie in daai boek wees, want jy sal nie in die hemel ingaan, as jy nie vergewe en vryspreek nie. Maklik? Moontlik? Ja. Net deur sy genade en sy genade alleen. En weet julle wat my hart seer? Ek vergeet name. Ek onthou gesigte, maar ek vergeet name. En baie keer kom praat iemand in die mall met my, dan dink ek weet alles, ek weet wie jy is, en als van jou naam. En ek gaan nie vra wat jou naam is. Ek gaan nie sê, hi sissie, want jy weet ek die naam vergeet. Maar die persoon is vir my belangrik, nie die naam. Maak seker, baie seker, jou naam is in daai boek. Hierdie klein goedertjies, hulle name is in die boek, want hulle is die koninkryk van God. Maar ek en jy, want die Bybel sê, wanneer het 'n kind sonde, wanneer sy regter en sy linkerhand van mekaar kan onderskei. So juffrou leer hom nie net skryf nie, daar's 'n doel. Dan weet hulle. Moenie dat Satan vir jou lieg en sê, maar weet jy wat in jou verlede gebeur het, is bietjie te erg. Hy sê, kyk, alles het niet geword wanneer jy daai besluit neem. Alles het niet geword. Paulus staan met Stefanus se baadjie oor sy arm, terwyl hy toestemming gee dat hulle hom moet stenig. Later vra hulle vir hom, hy sê, ek ken hy man nie. Daar's niks wat jy gedoen het, wat jy kan skei van die liefde van Jesus Christus nie. En kom ek sê vir jou, as jy een ding van God vra, net een ding, dan vra jy vir my, kom wys my jou liefde. Want jy sien, daai liefde is nie conditional nie. Hy gee dit vrylik vir jou. Was baie mense wat dink ek is nie 10:04, but I don't care. Ek klim op die Here se skoot. Ek sit daar. Ek geniet my gaatheid. Ek sit net by hom. Hy sê niks, ek sê niks. Sy teenwoordigheid is my genoeg. Jy kan soveel vir God doen. Wie van julle gaan mol toe? Okay? Is God se woord die waarheid? Nou kom gaan eis jy die siel in die mol nie. Jy hoef met niemand te praat nie. Jy stap net in en sê, Josua 1:3 sê, elke plek waar my voet neersit, eis ek vir die koninkryk van Jesus Christus. Vader, van hierdie dag af totdat Jesus Christus kom, eis ek elke siel wat hulle voete hier in die mol sit vir Jesus Christus. Dis al wat jy hoef te doen. Want raai wat gaan jy vra as ons in die hemel aankom? Waar is jou disciples? Hy het gesê, gaan dan heen, maak disciples. Hy gaan nie vir jou vra, hoor jy so my kind, jy daai missionary ook gelijk. Jy het 'n hond uit 'n bos uit gepreek. Dis glad nie wat hy jou gaan vra nie. Hy gaan vra, waar is die siele? En waar begin jy? By die moeilikste van alles op die aarde, die family. Hier kom die kloosterkoek weer. Kom ons waai. Familie is moeilik om by die Here uit te kry. Weet julle hoekom? Want hulle ken jou foute. Hulle weet hoe jy praat, en hulle weet jy word kwaad. En hulle weet jy was laas weer woedend vir hulle. Moet jou nie misjudge met iemand se gesig nie. Die Bybel leer ons baie mooi. Samuel die profeet dink, yes, ek gaan hierdie groot broers van Dawid salf. Hulle lyk soos konings.
En die Here sê, Samuel, moenie na hulle kyk nie. Dis nie hoe ek kyk nie. Ek kyk nie buite nie, ek kyk binne. Gaan haal jou boetie deur in die veld, wat ryk soos 'n skaap, praat soos 'n skaap. Ek wil hom hê, hy is 'n koning. Hy is 'n koning. Mense kyk na buitekant na mense, en wat party wel ter tale is, dan dink hulle, hierdie ene sit voor in die hemel. Weet dan is hy nie eens naby die hemel. David Jan Kitchell, daai meisiekind wat hom van Jesus Christus vertel het, hy ken tot vandag toe nie haar naam nie. Dis die man wat in Seoul, Korea 750,000 mense in sy kerk het, 11 gebedswerke het. Hy ken nie haar naam nie. Daarom is hierdie tipe mense se beloning trippel in die hemel. Hoeveel keer sê ek vir julle? Hoekom wil jy wees wat iemand anderste is? Jy is geroep presies soos wat jy is. Maak ons foute? Ja. Dan hoor ek kan 'n pastoor word. Oeps, ek vlag het op. Jy word nie, jy is of jy is nie. Jy word nie, jy kry baie juffrouens, jy kry baie pastore, jy kry baie mechanics, jy kry baie wat op papier dit is. As jy iemand aanstel, wat doet jy, Frikkie? Kan hy 'n kar uit mekaar uithaal? Nie sy papiere nie, hy kan dit om die hoek koop. Kan nie die ou weld? The taste and the taste is in the pudding. Jy kyk of kan hulle dit goed doen. Laat God sê wie jy is. Moenie laat die wêreld of jy self jouself adverteer nie. Laat God vir die mense sê wie jy is. Weet jy, wen jy siele? Jou leefstyl. Nie jou mond nie. Nie jou mond nie. Hoe lewe jy? Daar's altyd oor wat jou dop hou. Altyd. Om te kyk hoe tree jy op in 'n situasie. Ons loof die Here. En niks, maar niks is vir God te veel om te doen nie. Maar los jou situasie by hom. Julle, ek bely voor die Here, ek wil altyd die Here help. Want ek dink dit sal vinnig gaan. En dit is elke keer 'n groot vet gemors. Los dit daar as jy dit vir God gegee het. Laat hy sê, ek ken jou naam. Jy hoef nie eens uit te kom nie. As jy vandag hierso sit, en jy sê, pastoor, ek het nodig om soos Saggeus my lewe reg te maak en in orde te kry. Ek gaan nie vra julle met julle oë sluit nie, want ons skaam ons nie vir Jesus Christus. Dan vra ek vir jou om jou hand op te steek. Dankie, Here. Al is jy 'n Christen, jy het al teruggeval, steek net jou hand op en hou hom daar. Ek loof U, my God. Ek loof U. Laat ek julle hoor sê, Vader, ons almal, Vader, in Jesus Christus naam, vergewe my, Here. Ek het teruggeval. Ek het moeg geword. Ek het toegelaat dat die bekommernisse van hierdie wêreld my joy steel. Here, ek staan nie voor U, rein en skoon, want U het my bloed gewas. En wanneer ek U aanroep, sal U my vergewe. Ek het 'n situasie en ek het nodig dat U my daar uithaal. En U sal. En ek gee vandag aan U lof en eer, want U is my God. Ek is heel vandag. Ek staan op met nuwe krag. Eksodus 14 vers 14 sê, hierdie geveg
Ek gee dit net so vir jou. In Jesus naam. Sê 1000 dankies. Here, en ek gaan nou iets vir u sing. Want ek glo dit. Amen. Dankie jou. And come find His love. Amen. Is die Here nie vir ons goed? Net soos jy is, kom net soos wat jy is. Kyk hoe groot is God se genade, elke dag opnuut. Moenie die week ingaan met 'n beswaarde gemoed nie. Gaan nie die week aan, maak foute, staan op en gaan aan. Later van tyd dan besef jy, ag nee, gaan nou weer die stupid fout maak. So word ons groot, so groei ons, saam in die Here. Julle mag nie vergeet ek verjaar donderdag nie, hoor. Ek elke keer as ek verjaar bel ek my sussie 6:00 in die oggend. As ek al baie geluk met my verjaarsdag. Dan sê sy, moet jy nou bel. Ek loof God dat ek 69 word. Ek is een van die tannies wat worry oor wat noem jy dit, ouderdom men. Hoe meer plooie, hoe meer wysheid. Dan dank ek God dat die Here my deur kolonkanker gevat het. Dat God my deur al hierdie goed gevat het. Was dit maklik? Nee. Net deur God en God se genade alleen staan ek vandag nog hier. Om julle, my kleinkinders, my kinders en die wat God nog by gaan byvoeg te geniet. Dis net genade. En ek is erg op presente, hoor. My kinders weet, hulle moet nou al probeer met die koekie nie. Dit werk nie so. Ek is al stokoud, daar's niks exciting in my lewe nie, ek soek my persent. Julle kan gerus, soos dit God vir julle sê, asseblief mense, God het 'n blymoedige gewer lief. Moenie jou geld daarin sit as jy voel nie, jy wil nie. Dit is vir die Here en vir die huis van die Here, om hierdie kerk oop te hou. Soos wat God op jou hart lê, kan julle gerus daarin gooi. Gaan geniet julle middag, hoor.